Goeiemôre. Jy luister na die 33ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is Romeine 6 en 'n braaivleis 4. Steek op jou hand as gister se oordeenking jou ongemaklik gelaat het. Naamlik om na te dink oor die dood. As ons in een gebou saam was, sou die gehoor verdeel wees hieroor. Party sou hulle hande beslis afgehou het, op hulle skote vasgeklem het. Sommige sou hulle hande vinnig opsteek, en ander sou nie mooi weet, moet dit op of af nie. Die tema van hierdie reeks is 'n paar maal om die son. 'n Paar maal. My reis en jou reis sal ergens ophou. Almal van ons se reis. In ons samelewing is die dood 'n disoriëntasiepunt. Niemand wil daaroor praat nie. As jy nou Vrydag aand wil hê mense moet vroeg huis toe gaan, dan sê jy om die braaivleis 4. Kerels, kom ons praat 'n bietjie oor die dood en ons eie sterflikheid. Ek sluit my by Paulus aan wanneer ek oor hierdie tema praat. Nie aan die einde van die lewe of aan die einde van iemand se lewe nie. Maar nou. Ek moet eerlikwaar vanoggend vir julle sê, ek besef gister op watter subtiele manier daar 'n vrees by my is dat ek my gehoor sal verloor. Nie my ore se gehoor nie. Julle wat na die reeks luister. 'n Gedeelte van my wou gister in haastigheid sê, julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ek gaan net vandag daaroor praat of miskien nog môre oor die dood. Want kort voor lank is daar net 3 mense wat na die reeks wil luister. Ek moet eerlikwaar sê, dit was 'n baie goeie oefening vir my siel, want dit het vir my selfs meer klarigheid gebring as voorheen. Ons praat nog eintlik die hele tyd oor lewe en dood, want lewe en dood is 'n geheel ervaring. Lewe en dood lê in 'n sekere sin lineêr ver uit mekaar uit, of potensieel ver uit mekaar uit. Ons kan dit verstaan as die einde van 'n punt op 'n reguit lyn. Ek kan my dood verstaan as die einde daarvan eers lineêr aan die einde van my lewe. Maar die Christelike geloof het 'n eienaardige, regtig 'n eienaardige, maar unieke manier om die dood binne 'n ander raamwerk te plaas. Die Christelike geloof het nie begin, byvoorbeeld, met die geboorte van Jesus nie, maar met sy sterwe aan die kruis. Alle kenners van die Nuwe Testament stem met hierdie punt ooreen. Jesus se lewensverhaal is nie kronologies opgeteken nie. Almal het heel eerste gepraat oor Jesus se sterwe, die Vrydag, wat tegelyk eintlik ook die dood van die mensdom verteenwoordig, die dood van die menslike beskawing, 'n uitwissingspunt soos in die tyd van Noag. Maar wat teen die Sondagoggend verstaan is nie as dood nie, maar as opstanding, as lewe, die geboorte van die nuwe mens. Eers daarna is die verhale oor Jesus se geboorte terugvertel om dit so te stel. Ek hoop dit maak sin wat ek nou sê. Met die kruisdood van Jesus en die opstanding van Jesus, het lewe en dood op 'n manier sy toekomstige posisie verloor en het dit 'n teenswoordige plek gevind in ons lewens. Wat bedoel ek hiermee? Ons verreken die dood nie aan die einde van ons lewens nie. Dit is te laat. Maar ons verreken dit sommer heel aan die begin, en dan verreken ons dit elke dag. Dus, hierdie reeks, wat gaan oor 'n paar maal om die son, is lewe en dood 'n daaglikse tema. Vir my is die Romeinebrief Paulus se magnus opus, sy grootste en belangrikste teologiese werk. Dit is 'n pastorale brief waar hy nie soseer antwoord op die geloofsvrae van die gemeentes en tussen verskillende temas verwissel soos dit in die pastorale briewe na vore kom nie.
maar hy behandel teologiese temas op sistematiese wyse, soos sonde en die universele menslike toestand, regverdigmaking deur geloof, die rol van Abraham, die nuwe lewe in Christus, die werk van die Heilige Gees, Israel se plek in God se plan, maar God se heilsplan wat uitwerk in die ganse wêreld vir alle nasies op aarde, en ook die etiese implikasies vir die kerk in ons daaglikse lewe. Geen ander Paulusbrief ontwikkel hierdie temas so sistematies en volledig nie. Dis ook geskryf na die einde van sy lewe toe, nadat hy sy sendingreise grootliks voltooi het en sy teologie oor die jare heen verfyn is. Die groot reformasies het juis ontstaan uit die herlees van Paulus se Romeinebrief. In hoofstuk 6 ontvang ons 'n nuwe perspektief op lewe en dood en verskuif Paulus die dood as 'n tema van die einde van ons lewe na nou. Hy verskuif dit van die konteks van 'n begrafnis na 'n geboorte. Dit sal glad nie sin maak vir iemand wat nie die kruis verstaan nie. Kom ek lees voor. Romeine 6 vanaf vers 3. Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat, net soos Christus deur die magtige heerlikheid van ons Vader uit die dood opgewek is, ook ons so 'n nuwe lewe kan lei. As ons inderdaad met hom saamgegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook met hom saamgroei in 'n opstanding soos syne. Dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Ons weet dat Christus, nadat hy die dood opgewek is, nie weer sterf nie. Die dood het nie meer seggenskap oor hom nie, want die dood wat hy gesterf het, het hy ter wille van die sonde eens en vir altyd gesterf, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou julle self dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Die dood het sy seggenskap oor ons lewens verloor. Die dood wat ons sou moes verreken aan die einde daarvan, is nou reeds mee afgehandel, dis verwerk, dis klaar. Dit mag wees dat diegene wat vanmôre hierna luister, in 'n ander tradisie staan as ons wat babas doop, en ek wil onmiddellik sê, ek respekteer julle daarvoor. Maar of dit nou 'n volwassene is wat gedoop word, en of dit 'n baba is, wil ek vra dat jy voorts daardie gebeurtenis anders aanskou. Selfs 'n baba, wat ons sien as diegene wat die verste weg staan van die kronologie van die dood, se dood word reeds verreken in daardie doopgebeurtenis. Dit word reeds oorwin in daardie oomblik. Die dood het sy seggenskap oor daardie kind, oor daardie volwassene, reeds verloor. Ek hoop dat ons begin praat oor Romeine 6 om die braaivleisvuur aan die etenstafel in ons huisgodsdiens. Want dan sal ons self vrede maak dat ons reise om die son eers tot 'n einde sal kom, en diegene wat saam met ons leef ook, maar dat ons nou reeds vrede kan vind. Ek oor my eie dood, en ons met mekaar sin, en dat ons nie sal wag tot die dood intree dat ons die eerste keer daaroor praat nie, want dan is die dood 'n totale disoriëntasie, die einde van alles. Maar die dood het nie meer seggenskap oor ons nie. En dit is die vertroosting wat ons het. Dis 'n vooraf vertroosting, nou en hier reeds. En dan word Christus se opstanding
waarin sy dood en ons almal se dood oorwin is. Die wentelbaan, waarin my reise rondom die son begin en voltooi sal word. Ons gebed vanmôre kom uit die Vonk liederebundel, Vonklied 277. Kom ons bid saam. Here, U is die lig wat deur die donker skyn. U is die een wat duister laat verdwyn. Skyn in ons harte, dryf die donker uit. Skyn in ons lewens tot in ewigheid. Jesus Christus, ons glo in U. Ons buig voor U neer. Buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. U is oorwinnaar, U het die dood verslaan. U het as koning uit die graf gegaan. Breek nou die bande, gooi die boeie neer. Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer. Jesus Christus, ons glo in U. Ons buig voor U neer. Buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.